Hi daar en welkom terug hier so by nog 'n les met Wiskunde Juffie. En hierdie week gaan ons kyk na deling. Yes, oh my word guys, deling is die most requested video. Alle wat julle wil weet is, juffrou doen 'n deling video. En hierso is dit, hierdie week gaan ons kyk na alles wat gaan oor deling. Alright, kom ons begin. Kykie, nou lyk dit nie vir bekend nie. Huh? Soos wat is dit vir jou? 'n deelteken. Yes, of course. Maar wat anders? Huh? Okay, wat as ek nommers sou wys? En nou, soos wat lyk hy? Soos 'n breek. Hy lyk soos 'n breek. Oh my word. So dan, daai doetjies in die deelteken. As ek hom vervang met nommers, dan is hy eintlik maar net 'n breek. So breuke is maar net deling. Is dit nie? So gewoonlik, as ons nou breuke teken, dan deel ons die stukkies. Yes. So in die video gaan ek maar net vir jou wys hoe dat breuke eintlik deling is. En hoe jy verskillende tipes somme gaan doen, wanneer dit kom by verskillende tipes breuke. Kom ons kyk hoe ons dit gaan doen. Right, soos ons genoem het, breuke is deling, right? So nou kom ons kyk gaan na die verskillende tipes breuke weer eens. So ons het mos nou egte breuke, dan het ons hele breuke en ons het onegte breuke, right? Nou, as ek nou kyk na breuke as deling, dan wil ek weet, vir 'n egte breuk byvoorbeeld, weet ek dan nou, my antwoord moet wees kleiner as 'n hele. Sê nou jou som is 'n hele breuk, dan beteken dit is gelyk aan 'n hele. En sê nou jou som is 'n onegte breuk, dan weet ek my antwoord moet wees groter as 'n hele. Right, so kom ons kyk gou eers na egte breuke. Egte breuke is wanneer die grootste getal onder is, met ander woorde, die totaal wat jy het hierbo is minder as die hoeveelheid waarin jy dit in gaan deel. Right? So gewoonlik, sê nou ek vat nou die 3/5. Gewoonlik, as ek nou 'n diagram moes teken van 3/5, dan sou ek 'n hele gehad het, okay? Dan het ek die hele verdeel in 5 stukkies en dan het ek mos 3 stukkies skakeer. Dan noem ek mos nou die 3/5. Of, nou wat ons weet, breuke is deling, kan ons nou sê, jy kan dit ook skryf as 3 gedeel deur 5. Maar nou sê maar, ek het nou 'n deelsom, en die deelsom is nou byvoorbeeld, ek het 3 chocolates, en ek wil dit deel in 5. So in ander woorde, ek het miskien nou 3 chocolates, en ek wil dit deel vir 5 vriende. Right? Dan gaan ek met 3 chocolates het. En ek gaan elke chocolate deel in 5 stukkies. Right, so kom ons kyk gou na die eerste chocolate, né? So dan gaan ek nou sê, jy kry 1/5 vir hierdie chocolate, plus 'n nog 'n 5de van hierdie sjokolade, plus 'n nog 'n 5de van hierdie sjokolade, so altesaam kry jy nog altyd 1, 2, 3 5des. Okay, kyk nou mooi, die diagram dui aan 3 5des en die hele prentjie hierso dui ook aan 3 5des. So die antwoord is dieselfde, maar die diagramme lyk anders. En dit is hoe jy moontlik prentjies sal kan teken wanneer dit dan nou kom by deling. Okay, kom ons beweeg aan, ons kyk, hoe gaan ek nou miskien 'n hele breuk doen? So met 'n hele breuk, dit beteken, die antwoord is gelyk aan 'n hele. Dit is nou byvoorbeeld, sê nou ek sê 2 gedeel deur 2, right? Sê nou ek sê, ek het 2 sjokolades, en ek gaan dit deel vir 2 maats, right? So hier is die 1 maat, en daar is die ander maat, en ek het 2 sjokolades, so ek gaan vir jou enetjie gee, en ek gaan vir jou enetjie gee.
So hoeveel kry elkeen? Elkeen kry 1. Met ander woorde, daar is net genoeg vir elkeen, right? So 2 gedeel deur 2 is 1. Dieselfde kon ek ook sê nou ek het 3 lekkers en ek wil dit deel deur 3 maats, dan is die antwoord ook 1, okay? Elkeen kry 1 hele, daar is net genoeg vir elkeen. Okay, so wanneer ook al ek 'n som het en die totaal wat ek het is dieselfde soos die groepies wat ek dit in wil deel, dan is my antwoord 1. Okay, nou het ek dan nou onegte breuke. Dit is nou natuurlik wanneer die totaal bo groter is as die hoeveelheid onder. Met ander woorde dan nou, jy het meer in totaal as waarin die groepies wat jy het in wil deel. So kom ons sê nou byvoorbeeld 20 gedeel deur 10. So, dit wil miskien nou sê, soos 'n som sal dit nou miskien wees. Okay, ek het 20 lekkers en ek wil dit deel deur 10 maats. Kom ons teken gou 10 sirkels vir die 10 maats. Right? En ek het nou 20 lekkers. Ek gaan nou die 20 lekkers uitdeel vir elkeen en dan gaan ons kyk hoeveel gaan elkeen kry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Right, elkeen kry 2. Is 2 meer as 1? Ja, so jy kry meer as net 1. Jy kry 2, jy kry meer as 'n hele. Right, dit sê vir my, dit is 'n onegte breek. Right, sê nou ek het byvoorbeeld 30 gedeel deur 3. 30 gedeel deur 3 is gelyk aan 10. Is 10 meer as 1? Ja, dit is. So jy kry meer as net 1. Okay, so nou het ons nou 'n lekker opsomming van die verskillende tipes breuke en hoe die verskillende tipes breuke vir jou verskillende tipes deelsomme gee. En nou weet ons ook dat, sê nou ek het 'n deelsom en my som is 'n egte breuk, weet ek my antwoord moet wees minder as 'n hele. Sê nou ek het 'n deelsom en ek het dieselfde hoeveelheid bo en dieselfde hoeveelheid onder, weet ek my antwoord gaan 'n hele wees. Sê nou ek het 'n deelsom en die boonste getalletjie bo is meer as die onderste getalletjie, weet ek my antwoord gaan wees groter as 'n hele. En dit is dan hoe ek kan kyk na breuke as deling. Okay, daar bring ons tot die einde van hierdie video van hoe breuke maar eintlik nie deling is. Ons het nog gekyk na verskillende tipes breuke en hoe ons deelsomme gaan doen daaroor. Maar wanneer ons deling doen, dan kyk ons gewoonlik maar net na onegte breuke. Met ander woorde, jou teller gaan maar altyd of die meeste van die tyd groter wees as jou nommer. So, in die volgende video gaan ons kyk na metodes van hoe om deelsomme te doen. Dit is eintlik wat jy wil weet, né? Kwai, so ek sien vir jou in die volgende video.